wat sê, 6 dae, maar die 7de dag moet jy rus. Amen. Jy moet God ontdien. Dis hoe hy dit bestem het in sy woord. Vir my en jou. Daar's 'n dag wat hy afgesonder het, wat ons hom moet kom soek en ons kom luister. Wat wil die Here vanoggend in hierdie plek doen? Wat wil hy sê? Wat wil hy met my bevestiging? Want jy's op pad met die Heilige Gees en ek praat vanoggend met jou oor die woord van God. Amen. Die woord. Wil jy geestelik sterker word? Amen. Wil jy geestelik sterker word? Amen. Hier is ons werklik ons wapen is die woord van God in ons lewens. As ons kan begin deurdrink en Josua skryf, bepeins dit dag en nag. En hy sê, moenie daarvan afwyk nie, sodat jy voorspoedig kan wees. Amen. Jy gaan nie van 'n brood alleen leef nie. Luister my broer en suster, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Amen. Geestelik sterk, meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. As jy geanker in Jesus Christus, hy is ons rots, hy is ons alles. Amen. En dis vir my belangrik waaroor ek met jou vanoggend wil deel. 'n deurlopende tema deur hierdie woord is jou verhouding met God. Kyk, luister, hy soek mense op. As daar een ding is wat die Here begeer en soek in hierdie dag, is 'n verhouding. Hy soek 'n verhouding met soos wat jy hierso sit. En ek dank die Here dat sy Heilige Gees binne ons is en hy maak ons lewend deur die Heilige Gees. Ons het 'n dag wat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het, sodat jy ook hierdie Bybel kan verstaan deur sy Heilige Gees. Nou die eerste ding wat jy dus behoort moet weet rakende hierdie woord is, jy wil meer leer van Jesus. En dan begin ons met die woord. En as jy wil weet wie hy werklik is en wat hy van jou verwag, my broer en suster, dan begin alles by die woord van God. Amen. Hoe meer jy hierdie woord gaan lees en bestudeer, kom jy agter wie God eintlik werklik is. Amen. 'n God van tweede kanse, 'n barmhartige, 'n genadige God. Amen. Ons as mense val soms, ons struikel. Maar dank die Here, hy vergewe weer en hy lig en hy tel ons op. Hy sê, ek dink nie eers meer aan jou gisters en aan jou sonde nie. Moenie laat die vyand 'n houvas kry oor jou gisters en verlede nie. Amen. Jy moet die woord ken. Jy moet sy beginsels kan toepas in Jesus naam. Jy moet weet wat die woord rakende jou sê. Amen. Ja, dit wat God vir ons bedoel in die woord. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 kom en sê die Bybel is 'n absolute geskenk aan ons. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in geregtigheid. Amen. Maandags my woord op die groep, streef na geregtigheid. Soek dit. Geloof, liefde, vrede en 'n rein hart. Amen. Sien julle hoe ken ek dit? Amen. Ja, ons is op pad saam met die Heilige Gees. En dit wat hy vir ons instoor het. En ons iets plaas op die groep. Ek wil vir jou sê, glo dit, vat dit, maak dit jou eie in Jesus naam. Amen. Die krag in God se woord lê wanneer jy dit kan vat, jou eie kan maak en te kan toepas. En dan bid jy sommer onmiddellik daaroor en sê, Here, ek wil, soos hierdie versie, wil ek graag in my lewe wees. Help my deur u Heilige Gees. Ek gaan vir jou sê, en God gaan jou help. Amen. Hy help ons. Die Heilige Gees, die Bybel is absoluut Heilige Gees geïnspireer, waardevol en daar's riglyne waarbinne ek en jy moet leef. Jy gaan seer kry as jy nie binne hierdie riglyne leef nie. En dis ons padkaart na die hemel toe. Amen. Ons word soos Jesus. Daarom mag jy nooit, luister mooi, as vanselfsprekend aanvaar en dit ongebruik op jou bedkassie laat lê. Ek weet nie hoe lyk jou Bybel nie, maar my Bybel is ingewerk. Het is belangrik dat God met my praat
deur sy Heilige Gees en ek werk daarin, ek onderstreep dit, ek merk dit. Amen. Ja, talle Christene verswak geestelik, omdat hulle die geestelike kos wat God in die Bybel voorsien veronagsaam. Want is die woord, alles gaan oor die woord wat jou lewe wil verander, wat jou geestelik sterker wil maak. Jy ontdek wie Jesus Christus werklik is. Luister, hy's 'n God van liefde en niks kan jou skei van die liefde van Jesus. Ek wil vir jou vanoggend sê, moenie twyfel aan die liefde van God nie. Amen. Dis 'n leuen van die vyand vanoggend in hierdie plek in Jesus naam. Moenie twyfel aan dit wat God in jou lewe wil doen nie. Amen. Hy's 'n God van liefde, want jy beleef dit in hierdie woord as jy dit bestudeer. Die Bybel is nie 'n keuse nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n absolute noodsaaklikheid. So hy kan nie op jou bedkassie lê nie. Jy moet hom gebruik, jy moet in hom werk. En as jy die een Bybel deurgewerk het, dan kry vir jou 'n volgende Bybel om deur te werk. Kom ons gee die Here eer. Amen. Ja, ons werk. Hoe meer jy hom lees, hoe meer kom goed vir ons oop deur die Heilige Gees. En die Here wil met jou bemoeienis maak. Hy wil met jou praat. Amen. Ons het die Here in hierdie dae baie nodig. Amen. En as ons die Here baie nodig het, ek weet nie, soek ek God sy aangesig soos nog nooit van tevore nie. As ek kyk wat hier om ons aangaan, die mens gaan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ja, sy hele karakter, sy hele wese is in hierdie woord vervat. Hy kan nie ontrou wees aan sy woord. Amen. Die Bybel verander jou lewe sodat jy, luister mooi, 'n mens kan word wat God wil hê jy moet wees. Ja, jy word meer soos Jesus. Dis die Gees van God wat hierdie woord vir jou verstaanbaar maak. Wedergeboorte belangrik, anders gaan jy dit nie verstaan nie, want deur sy Heilige Gees wil hy hierdie woord vir jou oopbreek, wil hy vir jou oopmaak, wie te verlange na die diepere dieptes. Amen. Ek bid dat God die diepere dieptes vir jou gaan oopmaak. Ja, die Here doen dit. As ons 'n begeerte en 'n verlange het na dit, en hy release dit in ons lewens, hy gee dit vir ons. Hoekom? Sodat jy kan sterker word in die Here, sodat ek dit kan gebruik van hierdie kanse af. As jy in 'n bediening staan, Here, dankie vir hierdie strome van lewende waters, hierdie woorde van lewe wat 'n verskil maak in mense se lewens. Dis hierdie woord wat jy uitgee, wat mense se lewens radikaal kan verander in die naam van die Here. Amen. Jou woord gaan nie meer leeg terugkeer nie, maar voorspoedig wees waarna toe jy dit stuur. Glo jy daaraan? Amen. En ons saai hierdie saad, en ons hou nie op om die goeie saad in mense se lewens in te saai, te bemoedig, te ondersteun, te help nie. Ek weet God deur sy Heilige Gees gaan dit benut en dit gaan groei. En Here, maak dit wakker mense se gees in hierdie dae in Jesus naam. Amen. Prys die Here, prys die Here. Ons lees in Psalm 119 vers 130, die opening van u woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Wanneer God se woord oopgaan vir mense, bring dit lig, dit gee insig, wysheid vir ons. Amen. En ons het hierdie wysheid, ons het hierdie insig nodig, volgens ek en jy moet leef. Ek het 'n begeerte na meer openbaringskennis. Ja, en dit gaan ver tyd met die Here, om bietjie hierdie woord te vat en begin bestudeer en te begin lees. En ek het 'n disipelskap boekie wat ek in die begin van die jaar gesê, hy's beskikbaar teen R70 op absoluut woordgerig, waar jy kan Bybelstudie doen en hoe jy dit kan, die woord kan gebruik saam met daai boekie en jy net op geestelik sterker kan kom. Amen. Fondasie vir sterk disippels in die Here. Ons het 'n begeerte en 'n verlange om sterk disippels te word in die Here. Psalm 119
vers 105 kom, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Amen. Die Bybel is 'n lamp, omdat dit jou lewenspad aandui, waar God wil hê jy moet stap. En ons bly binne God se woord. Dit wys die verskil tussen reg en verkeerd. Die woord van God is die lig, luister mooi, wat die duisternis verdryf en dit oorwin in jou lewe in Jesus naam. Kan ek 'n amen kry? Amen. Daar's krag in God se woord as jy dit begin gebruik. Jy kan die werk van die duisternis aanspreek met hierdie woord in Jesus naam. Dankie dat ons word geestelik sterker in die Here. Ons behoud is God se woord en ek dank die Here dat die Here vir Paulus so gebruik is in al hierdie Bybelboeke en dat ons dit kan bekom, Heilige Gees geïnspireer en dat die Here nog steeds na soveel jare hierdie Bybel gebruik, dat ons lewens verander. Amen. Dat ons word soos Jesus. Is jy lief vir die Here? Amen. Die woord kom, maar elkeen wat sy woord bewaar in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hierin weet ons dat ons in hom is, wanneer ons sy woord bewaar. Amen. Jy begin hierdie woord vat, jou eie maak en jy leef dit en jy pas dit toe. Jy bly binne hierdie riglyne. En dan kom hierdie gedeelte, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. Amen. Amen. Ons moet soos Jesus word hier op aarde. En ek sê altyd, as jy 'n saak en 'n situasie, hoe gaan Jesus in daai saak en daai situasie optree? Ja, en dis belangrik dat jy vol is van God se woord, want hier kry ons wysheid en insig hoe om sake en situasies te hanteer. Kan ek 'n amen kry? Amen. Ja, hy wat sê, God praat deur sy woord en daarom moet ek en jy tyd met God en sy woord spandeer, sodat hy dit vir ons kan oopmaak. Deur die Bybel te lees, groei jy nader aan God. Deur die Bybel te gehoorsaam, sal God naby aan jou bly. Amen. En jy gehoorsaam aan die woord, jy bly naby aan die Here. Daar's 'n seën as ons God gehoorsaam en ons sy woord begin toepas. As jy sy wil in jou lewe begin leef. Belangrik dat geestelike groei, dat jy sal groei en sterker kom in hom. Ek bid vir 'n ontvanklike hart, my broer en suster. Dis vir my so belangrik, dis wanneer die saad val en die mense vat hierdie woord, maak dit hulle eie en daar kom vrug. Amen. Daar kom verandering. Want wat is op die einde belangrik in mense se lewens? Is vir my die vrug in mense se lewens. Kan ek, as ek na iemand se lewe hier kyk in die kerk, kan ek die liefde van Jesus in jou lewe sien? Amen. Dis vir my belangrik. As daar 'n saak of 'n omstandighede in jou lewe kom, kan jy te midde van hierdie omstandighede God loof en prys en aanbid. Of as die saak of die situasie kom, dan val mense terug. Ek bid vir jou vanoggend dat jy geestelik sterker gaan kom in die Here in Jesus naam. Om wat te doen? Om storms stil te maak, om gesag en autoriteit op te neem, om berge te skuif in Jesus naam. Amen. Amen. En ek wil jou aanmoedig vanoggend om in hierdie woord in te klim en God te begin soek soos nog nooit vantevore nie. Dis juis wanneer jy 'n saak, 'n situasie het, wanneer jy jou moet versterk in die Here, sodat hy met jou kan praat. Amen. En jy gaan 'n antwoord by die Here kry. Amen. Ons moet God glo, ons moet die Here vertrou. Matteus 7:24, hy sê, elkeen dan wat na my luister en dit doen, ons sal vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai, teen hierdie huis aangestorm, dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. As jy geanker in Jesus Christus, as jy sterk in die Here, kan jy woord spreek, kan jy woord bely, het die woord jou lewens al verander, want jy moet werklik geanker
Christus. Amen. As hierdie saak en hierdie probleem jou kant kom, my broer en suster, kan jy die vyand aanspreek in Jesus naam. Het jy die woord binne in jou? Is hierdie woord lewend in jou gees, lewend in jou hart? Amen. Hoor jy wat ek sê in hierdie dae? En soms beleef ek dit, soms ervaar ek dit in mense se lewens, of hulle nie geestelik sterk genoeg is om deur hierdie storm in hulle lewe te kom nie. En dis waar ons as geestelike sterk broers en susters soms onder iemand inkom en hom bemoedig en hom versterk, want die woord sê dat jy meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus is. Die woord sê ook, amen, as ons mekaar sal alles omhoog hou, gaan ons saam die oorwinning behaal. Amen. Prys die Here vir hierdie woord vanoggend in Jesus naam. Want daar sit mense onder ons wat nie geestelik so sterk is as sake en situasies hulle kan toe kom nie. Ons antwoord is die woord van God om geestelik te begin groei. Ek wil vir jou sê, koop die tyd uit in hierdie dae. Amen. Soek wat jou hande vinger kry. Ek weet nie van jou nie, maar as ek in die oggend soms sien, dis 7 uur, voordat my oë kan uitvee, dan is dit al agtermiddag. Hoor jy wat ek sê? En daarom sal ek vir jou sê, koop die tyd uit. Werklik erns met jou verhouding met God. Amen. Hy wil met jou praat, hy wil met jou bemoeienis maak, hy wil hierdie woord oopbreek, hy wil jou geestelik sterker maak. Here, dankie vir geloof wat absoluut geanker is in Jesus Christus. Ja, daar is soveel wat jy kan verkry as jy begin geestelik groei en hierdie woord prioriteit maak in jou lewe. En die teenoorgestelde is ook waar, as jy nie geanker is op die rots nie, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai, teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Ons kan nie op die sand bou nie. Ons moet geanker wees, ons moet bou op die rots, Jesus Christus. Amen. As die storm ons kant toe kom, luister, jy leef in 'n onvolmaakte wêreld. Dis baie goed wat soms na ons kant toe kom. Maar dis juis wanneer hierdie goed na my kant toe kom, dan aktiveer dit my geloof in Jesus Christus. Laat dit wees volgens jou geloof. Amen. Kan ek amen? Daar's 2 goed wat jy moet groei geestelik. As jy in 'n verhouding met die Here is, liefde nommer 1, jou liefde moet meer word. Die Here wil dit uitstort in jou hart en lewe, en soos jy hierdie woord begin lees, word jou geloof meer. Ons moet geestelik groei. Geestelik groei is vir my baie belangrik. Kan die saad op goeie grond val, want dan gaan jy vrug oplewer, 160 en 30voudig. Die saad kan nie op 'n rotsagtige deel val nie, my broer en suster. Die woord sê, die saad wat daar gaan val, daar's nie baie grond nie. Dit kom op, maar daar's nie diepte nie. Jou wortels is nie diep in die Here nie. Maar toe die son opgaan, het dit verskroei. Daar's geen wortel gehad nie en dit het verdroog. Dis 'n persoon wat die woord hoor met blydskap aanneem. Maar luister mooi. Wanneer die verdrukking kom, die vervolging, die storm kom, struikel hy. Kan ek 'n amen kry? Here, help vir ons. As die vervolging of die verdrukking, want elkeen wat godvrugtig gaan lewe, gaan vervolg word. Amen. Maar dank die Here, ons het alles. Ons het die wapen, die woord van God. Amen. En ons kan hom gebruik, en ons kan sterker word in die Here, en ons kan geloof toepas in Jesus naam. Amen. Sodat ons die vyand en al sy werke kan uitkleed en kan oorwin in Jesus naam. Die Here gebruik sy woord om ons geloof te versterk. Die Bybel is belangrik sodat ons geestelik kan groei en tot blywende geestelike volwassenheid in die Here kan kom. Daarsonder gaan jy dit nie bereik nie. As ons geloof nie in die Bybel gewortel is nie, dan sal
sal dit verwelk soos 'n plant wat uit die grond getrek word. Ons moet geestelik sterk kom in die Here. Dan sal die saad wat tussen die dorings val. Here, help vir ons oor hierdie verleiding van hierdie wêreld, verkeerde maats, vriende wat ons soms intrek. Ek wil vir jou sê, dit is 'n keuse om afgesonder te leef vir die Here en te sê, Here, ek leef vir U, my hart en lewe behoort aan U. Dan lê ek alles wat in die wêreld is en wat God nie hoort nie, lê ek neer in Jesus naam. Want ons kan nie op 2 weë bewandel nie. God is 'n jaloerse God en hier is die ander saad. Die woord sê, as hy tussen dorings val, dan verstik dit. Dis 'n persoon van die woord hoor, maar die sorge van hierdie lewe en hierdie wêreld, die verleiding van rykdom, verstik die woord, want hy word teruggetrek in die wêreld. En dan kom die woord baie duidelik en sê, dat ons nie God kan, ons moet hom dien, werklik. Ons kan hom met 'n onverdeelde hart, moet ons hom dien. Ons kan nie ons hart verdeeld hê, my broer en suster. Ons kan nie ons hart op God hê en op die ander moment op hierdie wêreld en besig wees met dinge waar 'n kind van die Here nie hoort. Amen. En wat ek sê, op watter plekke bevind ek en jy ons is kinders van 'n lewendige God. Dis 'n keuse om reg te leef in hierdie dae. En hier is ons padkaart. Die woord van God praat baie duidelik daaroor in Jesus naam. Daar's geen gemeenskap met lig en duisternis. Geen gemeenskap met die waarheid en die leuen nie. Amen. Met geregtigheid en ongeregtigheid nie. Ek kies die waarheid. Ek kies die lig. Ek kies geregtigheid. Ek kies Jesus in Jesus naam. Amen. Nie erns met jou verhouding met God. Bly binne hierdie riglyne. As jy vanoggend in hierdie kerk sit en jy hoor so 'n woord, jy het 'n keuse om deure toe te maak en te sê, Here, ek hoor vanoggend hierdie woord. Ek meen erns met my verhouding met God. Ek gaan in U bly soos nog nooit van tevore nie. Amen. Want sonder U kan ek niks doen. Amen. Die wynstok en die loon. Here, ek wil daai vrug hê. Ek bly in U. Dis 'n keuse, dis 'n besluit wat ek en jy neem. As ons uit die wynstok, uit Jesus uitbeweeg, uit sy wil uitbeweeg, my broer en suster, daai lote verdroog. Dit word bymekaar gemaak en dit verbrand. Here, help ons dat ons vrug sal dra en dat ons op pad van volharding sal stap en dat ons God in gees en waarheid sal dien in Jesus naam. Amen. Ek bly binne in hierdie woord. Ek bly binne hierdie riglyne in Jesus naam. Dit wat God van my verwag. Ek het jou vroeër gevra, het jy Jesus lief? Dan vat jy sy woord, jy bewaar sy woord, sy liefde word volmaak in jou lewe. En ek wil vir jou sê, jy kan baie goed vir mense wegsteek, maar jy kan niks vir God wegsteek. Hy ken jou hart. En dit is so gou dat hierdie duisternis geopenbaar sal word. Ek weet jy, maar ek leef in die heerlike lig van God. Amen. Ons het altyd so lekker liedjie gesing in die ander gemeente. En ja, Gerrie, hoor op my vanoggend. Ons leef in die heerlike lig van God. Amen. Dit was ook so lekker gesing. Here, dankie dat ons leef soos wat God van ons verwag. Breek die woord oop. Praat met ons. Here wil praat met ons. Hy wil ons verander. Geestelik sterk op in die Here. Slegs 'n sterk geloof. Hierdie gedeelte oor 2 Kronieke 16:9, ek wil dit sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtigs te steun wat onverdeeld op hom gerig is. Hy wil jou kragtig steun. Beteken jou hart, jou alles, jou hele lewe moet aan hom behoort. Die woord praat daarvan. 2 Korintiërs 16:9. Kom ons kry ons harte reg. Johannes 15:7, as jy in my bly en jou woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle gaan dit verkry. Bly in die Here en jy in hom. Bly in sy woord. Jy gaan vra net wat jy wil en jy gaan dit verkry. Dis wat die woord sê. Daar is soveel skrifgedeeltes, wonderlike
seën as jy dit toepas in jou lewe, as jy God se wil begin leef en erns neem met jou verhouding met God. Ek weet nie, maar ek bly in hom. Ek het die Here nodig in hierdie dag. Ek het nodig die seën van die Here soos nog nooit van tevore in my lewe. Ek kan nie die Heilige Gees bedroef nie. Jy kan God bedroef. Amen. Jy kan 'n skeidsmuur tussen jou en die Here sit. Amen. Here help vir ons. Die waarheid maak jou vry van begin in Jesus. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Jesus sê self, ek het gekom vir die waarheid. Dank die Here vir die waarheid van hierdie kans af. Want ek is skrifgerig. Ek gee vir jou woord vanoggend. Amen. Want die Here wil die volheid in ons lewens laat deurbreek. Hy lewe in oorvloed in ons lewens. En dit verg om werklik God se wil te leef in ons lewens. Om absoluut te onderwerp aan die Here se wil. Amen. Amen. Slegs 'n sterk geloof, 'n geloof wat op God se woord gegrond is, sal jou van versoeking en twyfel bewaar. Werklik geloof wat in hierdie woord geanker is, gaan jou bewaar van twyfel en versoeking, want in oomblikke as jy kom en jy beleef in jou want die grootste veld is jou gedagtes, en jy kom in die vyand wil nie twyfel saai, dan kan jy hom aanspreek in Jesus naam. Jy kan onmiddellik 'n woord, die Heilige Gees help jou man, onmiddellik kan 'n woord by jou opkom en jy kan hom aanspreek in Jesus naam. Luister, die Heilige Gees het my alles geleer. Die Heilige Gees leer jou alles. Maar die Heilige Gees toe in jou lewe. Begin net deur jou woord te begin bestudeer. Here, dankie vir dit wat U instoor het vanoggend in Jesus naam. Jakobus skryf, ons moet met geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesleep word. En ek wil nie soos daai golf wees, hiernatoe, daarnatoe, nee, 'n sterk geloof, geanker in Jesus Christus. Here, dankie vir dit wat U vir my instoor het. Jakobus 1:6 praat hiervan. Ons kan nie twyfel in die Here nie. Romeine 10:17 kom. Hy sê die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Jy kom sterker in geloof deur die woord van God. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat jy verkondig, want dit wat jy in jou hart glo, is dit wat jy gaan spreek. Amen. Wat laat ons toe? Ons moet die woord hier in ons harte laat leef, en die Gees van die Here maak dit lewend deur sy Heilige Gees. Hoor wat ek vir jou sê. Daar is soveel in die Here te verkry. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met jou hart glo jy tot geregtigheid, met jou mond bely jy tot redding. Hier sê die woord, hy bevestig dit. Wat glo jy? Wat bely jy? Vir my so belangrik, dat die woord leef in jou hart. Jy moet in midde van omstandighede, my broer en suster, moet jy kan vrug dra. God is 'n God van liefde. Die blydskap en vrede moet sigbaar wees. Die vrug van die Gees moet vir my kenmerkend wees in 'n gelowige se lewe. Want jy word vergelyk met 'n boom wat aan sy vrugte geken word. En as mense na jou kyk, wat se vrug sien hulle by jou? Psalm 1:3, wat 'n wonderlike woord. Hy kom en sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Amen. Dit beteken, jy moet in midde van omstandighede, moet jy kan heers en regeer oor jou omstandighede. Dankie Here vir U vrede en U blydskap en U liefde in my lewe. Maak nie saak wat se saak en wat se omstandighede in jou lewe is. Want hy sê, die blare kan nie verwelk nie, en alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Psalm 1:3. Habakuk kom en sê, Habakuk 3:17, hy sê, alhoewel die vyeboom, 3:17, alhoewel die vyeboom nie sal bloei,
en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die krag van die olyfboom sal teleurstel, die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee en die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Amen. Luister my broer en suster, om te midde van omstandighede in jou lewe, jou hande op te kan hef en God te prys en die Here te aanbid. Moenie dat jou omstandighede jou neerdruk in 'n gat nie. Amen. Moenie dat jy in depressie verval nie. Nee, kom sterk in die Here. Kom sterk in jou geloof. Groei sterk in die Here. Maak nie saak wat jou kant toe kom nie. Ek hef my hande op en ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek triomfeer saam met die Here. Amen. Amen. Ek wil vir jou sê, dan kan ons al klaar sien die verandering in die vrug in mense se lewens. Mense kan soms, as goed met hulle gebeur, moeg raak. Hulle raak so gou moedeloos. Sê nee, dis vir vanoggend so woord dat jy van die vakansie afkom, dat jy weer bevestiging kry. En jy kom weer sterker in die Here. Jy hoor hier vanoggend van geloof. En dit wat die Here weer in jou lewe wil doen. En die teenwoordigheid waar jy net God kan loof en kan prys en kan aanbid. Ek wil vir jou sê, as daar juis iets met jou gebeur, dan moet jy juis by so 'n diens sit en God begin loof en prys, sodat jy vernuwe uit hierdie plek sal uitstap en weer blydskap en vrede kan beleef in Jesus naam. Amen. Ja. As God in ons lewens wil doen deur sy Heilige Gees. Hy sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Jy moet heers, jy moet regeer. Kom ons skuif berge. Kan jy berge skuif? Amen. Kan jy berge skuif? Amen. Ja, ons kan. Markus 11:22. Jesus antwoord en sê, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur. Hy gaan verkry net wat hy sê. Amen. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en jy gaan dit verkry. Hierso word die woord lewend. Wat spreek jy? Wat bely jy? En jy begin hierdie berg aanspreek en jy begin God se woord bely en hierdie berg skuif uit jou lewe uit in Jesus naam. Amen. Ek bid vir 'n versterker geloof in die Here. Mense wat geestelik sterker kom in die Here, breek hierdie woord vir ons oop in Jesus naam. Amen. Ja, en dan kom ek weer terug by ons visie van die gemeente. As ek kyk wat die Here in hierdie afgelope tyd gedoen het, 8 maande, dan kan ek sien, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons dien die Here in gees en in waarheid, maar Amos 8:11, die Here het eendag met 'n vas tyd met my gepraat, op Amos 8:11. Kyk, daar spreek die Here, dat ek 'n honger in hierdie land instuur. Nie 'n honger na brood en 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Amen. Amen. Dit is so waar. Om God se woorde te hoor van hierdie kansel af. Maak 'n honger, maak 'n dors los in ons lewens in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, hierdie vleeslikheid, ja, ons eet, die vleeslikheid word gevoed. Maar ons kan nooit die geestelike aspek van ons lewens verwaarloos. Amen. Amen. En ek wil jou aanmoedig. Ek het weer vanoggend hierdie woord gehoor van die kansel af. Wat maak jy met jou tyd? Is jy besig met hierdie woord? Is jy besig om dit te bestudeer? Bid voordat jy hierdie Bybel lees. Vra deur sy Heilige Gees, Here, breek dit vir my oop. God gaan dit vir jou oopbreek. Hy wil dit lewend maak in jou gees. Daai wysheid en daai insig. Ek wil begin dink soos Jesus. Ek wil begin praat soos Jesus. Ek wil begin doen soos Jesus. Amen. Waar begin jou antwoord? Dis
woord van God. Amen. Die woord, hy is die brood van die lewe en hy vat dit deur sy Heilige Gees. Hy maak dit lewend deur sy Heilige Gees. Kom ons staan. Kom ons staan.